weer vir ek wil net dat ons moet na 'n paar skriffies daar rondom gaan kyk, dat dit is nie die ou mens wat verbeter word nie. Hy praat in Jesaja 55 daarvan, hy sê, in die plek van die doringboom gaan daar 'n sipres wees. In die plek van die distel 'n mirte. Dis nie die doringboom se dorings gaan afgebreek word, en dan groei hy nou maar weer dorings, en dan breek hulle dit af, en dan sit hulle 'n sekere tyd van die jaar blommetjies op nie, want dit is 'n nuwe lewe, 'n nuwe boom, wat geprogrammeer is, om van self sy vrugte te dra. En dis die interessante van hierdie lewe, dis die lewe van Jesus Christus wat hy vir ons kom skenk het. Kyk na Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig. Dis wat gebeur het. Mense noem hulle Christene. Ons vier Kersfees, die mense vier Paasmaandag, Goeie Vrydag, Hemelvaart, al daardie geestelike feeste, wat alles oor Jesus gaan. Maar nou moet ons kyk, wat het Jesus kom doen toe hy op aarde was? Hy het kom sterf, laaste 2 versies van Romeine 4, vir ons sondes, dit wat hy gesê het deur die Ou Testament, hy het opgestaan om vir ons 'n nuwe lewe te gee. En daarom is ons bevoorreg om daai nuwe lewe te aanvaar. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus is my lewe. Nou kom hy in 2 Korintiërs 5, vers 15. Hoor wat sê hy? Hy sê, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf. Hy het vir almal gesterf. So die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Weet die mense daai gedeeltetjie? Glo meeste kerkgangers. Daai gedeeltetjie glo meeste kerkgangers. Dit is soos daai ouetjie wat in standaard 5 was, by my. Hy het alles geglo wat ek hom vertel het. As ek hom iets verkeerd vertel, dan glo hy dit ook. Maar kom ons bly nou by die regte dinge. So dit het die mense geleer, en dis 'n werklikheid. Maar kom ons gaan kyk, wat het daarna gebeur? Wat was die resultaat daarvan? Want enige aksie het 'n resultaat. Nou gaan hy sê, en ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, want almal het gesterwe. Hy sê, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, luister mooi, daarom, komma, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nie sommige dinge nuut geword nie. Alles het nuut geword. Weet die mense, dit is so belangrik dat ons dit besef. Dat alles het nuut geword. Dan gaan hy verder, hy sê, en dit alles is uit God. Alles is uit God. Nie uit, ek meen, jy het mos gesterwe saam met Christus. So hoe kan party goed nou nog uit jou uit wees? Dit kan nie uit jou uit wees nie. Dit is wat die goeie nuus is. Hy sê, dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus. Sien nie, wanneer? 2000 jaar terug. En ons die bediening van die versoening gegee het. Sodat jy na iemand toe kan gaan en sê, weet jy wat, jy is nou met God versoen. Hy sê, naamlik, vers 19, dat God in Christus die wêreld, in geval jy gedink het, dat jy met party mense moet praat en met party nie moet praat nie, die wêreld met homself versoen het. Hoe? Deur hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Kom ons gaan kyk na net 'n laaste skrifgie hierso in Kolossense 3. Baie belangrik dat ons na hierdie werklikheid gaan kyk. Elkeen van hulle, mense, en daar's nog baie meer, maar ek wil net vir u wys dat dit werklik in die skrif staan. En dit is waarna toe ons kan aanbeweeg. Dat dit nie meer gaan, is dit besny of is dit nie besny nie. Maar dit absoluut gaan oor hierdie nuwe lewe. Nou gaan hy sê, Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, ons het nou gelees, ons is saam met hom opgewek. Hy sê, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is,
nie wat op aarde is nie. Met ander woorde, bedink nou hierdie geestelike werklikheid, want hy sê God is gees, en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. So bedink nou hierdie geestelike werklikhede, en nie die natuurlike goed nie. Want julle het gesterwe, jy het gesterwe, net dat jy besef dat daar nie nog 'n bydrae van jou kant kan wees nie. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ja, mense, jou lewe is saam met Christus verborge in God. So, jy, Efesiërs 2 sê dat ons lewe is nou saam met Christus in hemelse, ons sit nou saam met hom in hemelse plekke. Ons lewe is saam met Christus verborge in God. Ons sal nou na ietsie kyk, wat dit belangrik is. Hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So ons kan nie wegkom van dit af, dat daar 'n geboorte was, wat 'n geskenk is. My kind kon nie besluit het, op 'n stadium, sy wil gebore word, op hierdie en hierdie datum. So kan jy nie besluit om wedergebore te word nie. Dit is 'n aksie van die Vader, nee, om daardie werklikheid aan die gang te sit. En dit is wat God gedoen het, deur ons die wedergeboorte te skenk. Dit is geskenke, sodat, hy sê Efesiërs 1 vers 13, hy sê sodat jy 'n keuse kan hê, of jy dit wil aanvaar of nie wil aanvaar nie. Want as jy dit nie wil aanvaar nie, sal daai geskenke van jou nooit joune word. Ek sit baie keer, dan dink ek daaraan, ons sit vanoggend, sit ons so in gesels oor hierdie werklikheid van sondes in 'n mens se lewe. En dis interessant, dat die oomblik wat jy dit aanspreek, jy kan met mense lekker oor die Here praat, maar wanneer jy hierdie onderwerp van sondes aanraak, dan begin die mense skop. En ongelukkig is dit die eerste ding, jy kan reg deur die skrif gaan kyk, dat Matteus 1, hy word genoem Immanuel, en dis hy wat sy volk van die sonde sal verlos. Psalm sê hy, in daardie dag as hy profeteer, dan sê hy, sal hy jou sondes van jou verwyder, so ver as die ooste verwyder is van die weste. Hy gaan verder, Johannes 1 vers 29, toe Johannes die doper Jesus doop, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. So dit bly 'n konfrontasie, want die oomblik wanneer jy met iemand praat, ek praat oor hierdie werklikheid van die nuwe lewe, hy stem met my saam, en toe kom hy op 'n punt, toe sê hy, maar onthou net, ons is maar net arme sondaars, ons is in sonde ontvang en gebore. Ek sê vir hom, hoor net weer wat ons sê. Hy sê, en hy het aan almal mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat nie uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. Nou jy's nie in die oomblik wat jy hierdie werklikhede wat vir die hele wêreld bestem is, die oomblik wat jy dit joune maak, wat jy daai geskenk aanvaar, dan aanvaar jy jou nuwe geboorte, jy aanvaar jou nuwe lewe, en jy is uit God gebore, jy's nie in sonde ontvang gebore nie, want as jy is gelyk aan tree op die trek, dan sê jy God is sonde. En dit kan nie wees nie, Nou gaan kyk, hier sê hy dit, vers 19, Romeine 3. Hy sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hoor mooi die 22ste vers. Hy sê, die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus. Deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal. Want daar is geen onderskeid nie. En dan die skrifgie, wat die mense dan hierdie ding opbou. Hulle sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit is daardie versie wat die mense
gekoppel aan die Ou Testament wat sê dat almal is in sondes ontvang en gebore. Maar kyk na hy sit 'n komma, dan gaan hy aan en sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Met ander woorde, mense, dit gaan nie meer oor sonde nie. Want Jesus Christus het gekom om die sonde van die wêreld weg te neem. Sonde beteken om die teiken te mis. So die enigste sonde wat oorbly is om Christus te mis. Johannes 16. Jesus aan die woord, praat hy oor die Heilige Gees, wat moet kom. Hy sê vir hulle, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Vers 8, hy sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dan sit hy 'n dubbelpunt. Dan gaan hy dan sê hy, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Jy sien watter sonde bly oor. Is daardie sonde om hierdie werklikheid nie te glo dat Jesus Christus het gekom om vir my te sterf, vir my 'n nuwe lewe te gee en te sê dit wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nou, dan gaan toets ons hierdie stelling wat ek nou gemaak het, aan bekende skriffies. Byvoorbeeld Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen, hy sê nie, wat sondes bely, wat tiendes gee, wat beter mense probeer word nie, hy sê sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê.